Vandag het ek 'n wonderlike storie. Toe ek jonger was ek baie bang. Ek het wakker geword, ek was so 7 jaar oud en ek het gehardloop na my ma se bed toe. Ek het probeer onder haar kombers inkruip. Maar dit is nou al die 3de of 4de of 5de keer daai week gewees. So daai aand het my ma besluit, dis nou genoeg. Vanaand gaan ek vir Andrea, dis my naam, leer bid. So sy het my by die hand gevat en ek het in my bed geklim, my eie bed. En sy het my die skrifvers 2 Timoteus 1:7 geleer. Die skrif sê, die Here gee jou nie 'n gees van vrees nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. En daai aand het my ma die kamer gelos. Sy het my net daar gelos en ons het saam gebid en sy het geloop. En ek het daai aand besluit, ek gaan vertrou op die Here, op die ouderdom van 7. En so gaan my lewe aan, waar daar baie oomblikke was, waar ek baie diep vrees gehad het. En elke keer as ek bang was, het ek besef ek moet bid, en ek moet die Here vra vir hulp. En toe kom daar 'n dag, ek was graad 10, ons was op 'n kamp, en die kamp se fokus was om te leer oor die Heilige Gees. Hulle het ons geleer oor die gawes van die Heilige Gees, oor hoe die Heilige Gees met mens werk, die drie-eenigheid. En daai spesifieke aand was ons besig om die Here te aanbid. En ek voel toe die Here se teenwoordigheid so sterk. En die Here sê toe vir my, vandag is die dag wat ek jou vrees vir mense wegneem. Nou iets wat julle nie weet nie, is dat toe ek jonk was op skool, was ek stil in die klas. Ek het nooit gepraat nie. Ek het nooit my stem of my hand opgelig in die klas nie, want ek was te bang om voor mense te praat. En hier, op hierdie kamp, praat die Here so sterk met my, en hy sê vir my, ek roep jou om te praat voor skare. En wat het die Here gedoen? Hy het daai vrees uit my hart uit kom neem. En ek wil julle vandag bemoedig, dat as die Here vir my, as 7-jarige, en as meisie van graad 10, vrees uit my hart uit kon kom neem, kan hy dieselfde doen. So vir hierdie nuwe jaar, wil ek julle los met 'n uitdaging. So, die uitdaging is, vra die Here, wat se vrese jy in jou hart het. Skryf neer al jou vrese. Of dit nou is vrees vir mense, vrees vir onstabiliteit, vrees dat mense jou nie gaan lief hê nie. Wat ook al dit is, skryf dit neer. En dan gaan jy en jy bid. En jy vra die Here, Here antwoord my. Sê vir my wat u dink. Sê vir my, wat is u waarheid? Want op die ou end is daar belofte in die Bybel, dat Jesus die prins van vrede is. En vrede en vrees is nie in dieselfde kamer nie. Vrede en vrees kan nie saam wees nie. So ek wil julle bemoedig, dat Jesus so vrede julle harte kan kom verander. Hou aan hom vas. En wees rustig, hy sal met julle praat. Dankie julle, ek hoop julle het dit geniet. En baie dankie vir Deaf Friendly, wat vir ons die geleentheid gee. My naam is Andrea, hierdie is my sign name, en hierdie is my man François. Dankie.